OK, net jy vandag. Daar's daarom een wat gaan luister en hier's een wat kan luister. Maar jy is daarom amper nie meer 'n kind nie. OK. Nou, die storie wat ek vandag vir jou en die ander kinders gaan vertel, is daar staan, kom eet die lewende brood. So dit is nou die storie wat oom Koos vir ons gelees het in die Bybel, waar dit was nou naby die Paasfees. Jy was mos nou baie by Cornelia, nee, wanneer dit Paaskamp is. Nou in Israel, in 'n ver land van die af, dis eintlik waar die Paasfees begin het. Maar hulle het dit in die ou dae, baie lank terug toe sê hulle is die Pasga, en toe kom Jesus nou aarde toe. Toe sit nou daai tyd wat almal gaan 'n groot partytjie hou in Jerusalem. Dan eet hulle baie lekker spitbraai, salammetjie wat hulle eet, en hulle het ander kos wat hulle saam met dit eet, en brood. En toe het Jesus vir die mense gepreek in daai tyd, maar toe was baie siek mense gewees. Toe bring almal die siek mense na Jesus toe, want hulle wil hê Jesus moet die siek mense gesond maak. En toe het Jesus hulle gesond gemaak, en hy het vir hulle begin preek, en toe kry hy baie jammer vir hulle gevoel, want hy het gedink, shame, hulle het nie eens kos om te eet nie, en hulle is nou al 'n paar dae daar by Jesus, en hulle is honger, en toe sê Jesus vir Filippus was nou een van sy vriende, disipel, toe sê hy, Filippus, miskien moet jy kos kry vir al hierdie mense. Toe kyk hy so, hy kon nie eens hulle tel nie, so baie was hulle meer as springkane. En hy kyk so en hy begin kyk na die mense en hier seker 5000 mans. Toe dink hy, Filippus sê nee, ons het nie genoeg kos hiervoor. Al gaan koop ons al die brood in die winkels, daar's nie genoeg vir hierdie mense nie. Maar Jesus het geweet wat hy wou doen. Toe maak Filippus, want hy kan goed getel het. Toe tel hy gou, kyk so baie mense, voel in sy sakke, ons het nie. Nee, al het ons meer geld as wanneer mens vir 7 maande lank gewerk het. Al daai geld kan nie eens genoeg brood koop vir die mense nie. Toe sê Jesus, goed, wat het julle dan hierso? Toe kom Andreas, maar Andreas, hy was vriende met baie mense. En hy het altyd bring hy mense na Jesus toe. Eendag toe bring hy sommer Grieke na Jesus toe. Toe sê hy, wil julle met Jesus praat? Kom, ek gaan wys julle. En hy het eendag sy boetie na Jesus gebring en sê, kom Petrus, kom, ek het vir Jesus gevind, hy is God se spesiale koning, kom, ek gaan wys jou. En daai dag, toe hy 'n seentjie, hy het seker met die seentjie aan die praat geraak, en hy het gesien, maar hierdie seentjie het 'n kosblik. Toe sê hy, kom gou hier, kom na Jesus toe, hy vat hom in die hand, en sê, kom hier. Hy sê, Jesus, hierdie seentjie het iets om te eet, maar, kyk al die mense, en hoeveel, hy het net 5 broodjies, en hoeveel vis? 2 visies. En toe sê Jesus, sê vir die mense, hulle moet sit. Toe het al die disciples, toe sê hulle vir die mense, okay julle, okay, en hulle versprei so uit, hulle sê, sit in groepe, okay, julle 50, sit net daar, en dan begin die volgende stel, en sit in groepies, maar daar was baie groen gras, waar die mense kon sit, want Jesus is mos die herder, nee, en 'n herder laat die skape mos in die groen gras, wees, sê Psalm 23, so hy is al herder, toe sê hy, almal sit op die groen gras, en toe dank hy, toe vat hy die brood, toe sê hy, Vader, baie dankie dat u vir ons kos gee vandag, en seën asseblief hierdie, en laat die mense u kan dank en prys. Toe gee hy vir die disciples, hulle vat daai 5 broodjies, nee, vir 5000 mans, soos 5000 mans met hulle vroue, met hulle kinders, hulle begin daai broodjies so breek, hier's vir jou, hier's vir jou, hier's vir jou, en vir jou, ag deel jy sommer vir jou gesin uit. En hy begin so uitdeel, en soos hy breek, die broodjies hou net nie op breek nie, en hou net aan, en aan, en aan, vir 5000 gesinne. En toe vat hy die vis, en hy dank sy Vader vir die vis, en hy sê die disciples, deel het uit vir die mense, en hulle breek daai vis, en hulle hou net aanbreek, en aanbreek, en aanbreek, dat die mense so lekker geëet en gekuier het, en toe hulle klaar geëet het, hulle pense is vol, en toe kom Petrus daar, en sê, gaan jy nie daai klaar eet nie? Hulle sê, nee dankie, ek het genoeg gehad, en Jesus stuur toe die disciples met mandjies, toe sê hy, tel die stukkies op wat hulle nie klaar geëet het nie, toe tel hulle op, toe is daar meer brood en visies oor, as wat daar in die begin eers was.
Toe is daar 12 mandjies vol. Ek wonder wat dink jy het hulle met daai broodjies gedoen? En die visies wat oorgebly het? Geëet, maar hulle was vol. Miskien het hulle dit vir die arme mense gegee, maar kan jy dink, sê nou maar, hulle het 'n hele mandjie vir daai seentjie gegee, want hulle het mos nou sy kosblik gevat. Wat dink jy as sy ma gedoen het, of sy familie as hy by die huis kom, hy's weg met een kosblikkie, sy ma sal sê, wat, jy gesteel? Hy het nie gesteel nie. Jesus het so baie gemaak, en toe die mense dit sien, toe is hulle so bly, toe sê hulle, hy is die profeet, hy is die profeet, hy is die profeet, en die mense skree, hulle is so bly. En toe dink hulle, Jesus is daai spesiale profeet wat Moses van gepraat het, en hy is. Maar toe sê hulle, ons moet hom nou koning maak, want hierdie koning kan vir al die mense verniet kos gee. En hulle wou nie eintlik in Jesus glo, kom sit. So, julle moet nou op YouTube het weer gaan luister, nee. So, hulle wou eintlik nie Jesus gehad het, want hy is die spesiale koning en hulle wil hom prys nie. Hulle wou hom net gehad het, want hy kan kos gee vir mense. En toe die volgende dag, hy het nou 'n storm stilgemaak, hy het op die water geloop eintlik in die storm, en toe die volgende dag toe gaan soek almal hom. Hulle klim in hulle bootjies, sê hulle, waar is Jesus? Maar Jesus het mos op die berg geklim om te bid. Toe weet hulle nie waar hy nie, uiteindelik toe kry al die mense hom, toe sê hulle, wanneer het u gekom? Dit was vinnig, hulle weet nie, hy het op die water geloop, op die see nie. En toe sê Jesus, ek weet hoekom julle my soek. Julle soek my nie, want julle wil my prys en sê, ek is God se seun nie. Nee, julle wil eintlik net nog kos hê. Dis hoekom julle gekom het. Julle wil net hê ek moet vir julle verniet kos gee. Toe sê hy vir hulle, luister, julle moenie elke dag gaan werk net dat julle kos kan koop nie. Elke dag ry in jou kar werk toe, ry huis toe, ry werk toe, ry huis toe, ry werk toe, ry huis toe, net dat jy geld kan kry om kos te koop. Jy gaan mos doodgaan eendag. Jy moet die regte brood eet wat ek vir jou kan gee. Toe dink hulle, wat 'n brood is dit? Toe sê ek praat nie van brood wat jy botter opsit en heuning nie. Ek praat van, ek is daai brood. Toe sê hulle, hoe kan ons Jesus eet? Maar hy het bedoel, dat hy gee lewe vir mense vir ewig, vir die wat in hom glo. Vir groot mense en kinders, vir seuns en dogters, vir ooms en tannies. Maar almal wat in hom glo, wat na hom toe kom. So hy vra vir jou, kom na my toe, en dan sal jy vir ewig lewe. OK, dankie.